Nou ons sluit vanaand af met die tema van leeflig en ons praat 'n bietjie oor die moddergat, of die modderpoel. En dis waarmee ons afsluit. Ek het dit nog net nie gehoor hoe gaan dit met Salome nie. Salome, jy sit op 'n ander plek vanaand. Daar's nie gordyne agter jou nie. Nee, nee, Anita moet net haar ore gou toedruk. Ek het net my kamer reg geskuif. Dan moet Anita Nee, haar ore toedruk. Dit lyk lekker baie al die ander, huislik daar agter die ou. So ons moet een of ja, ander tyd kom. ja, Maar dis 'n baie lekker plekie ook. jy kom nou een of ander tyd bietjie op boontoe, né? Ja, oor 2 weke, 2 weke. Hmm. Ja, Hmm. ja, 2 weke. Dan gaan jy bietjie daarby gerus wees as ek reg kan onthou. Dit gaan lekker wees, ja. Jy Ja. die hele oord uitgeboek of net Shalyn? Ekskuus pastoor, ek klik goed wat ek nie moet klik nie. Amper is ek gelief. Ons het net 'n groot fees gereël vir haar vir daai tyd. O, groot fees. Okay, Ja. dis nie 'n huweliksfees of so ietsie, né? Nee, dit gaan baie vol wees. Baie mense en Dis baie man seker vir een kom soek. dit ook ja. Ja, Natalia soek 'n boer of so iets is die storie se naam. Ja, spot met jou Salome. Ekskuus Marius. Grab a hobby. Grab a hobby. Alright. Okay, ons praat bietjie vanaand oor die modderpoel en ons sluit vanaand af oor leeflig. Ek is baie opgewonde oor waartoe ons beweeg in die toekoms. Die gedagte wat ons in die toekoms gaan praat oor, is so lekker as ek daar by Marius en Lisel kuier en Marius kan pudding maak hoor. Hy kan baie droog maak, maar hy kan lekker pudding maak ook. En dan sal hy altyd sê daar is nog. Daar is nog. En nou die aand het vrou lief hier so heerlike kos gemaak en toe ons slaas toe sê sy daar is nog. En toe weet ek het die tema, my volgende tema is daar is nog. So ons gaan bietjie praat oor daar is nog. Daar is nog. Maar okay, ons praat vanaand oor die modderpoel en die ysbreker wat ek gedeurgestuur het. Dit het spesifiek met ons gebeur. Ons was op pad na 'n troue toe daar naby Wynand hulle. Dit was nie Wynand hulle se trou nie. En ons was bietjie laat gewees soos gewoonlik. Toe was ons op 'n plaaspaadjie gewees en dit was nie 'n modderpoel nie, dit was 'n sandgat gewees. En ek ry daai voertuie, ek het daai tyd 'n voertuig gery wat jy nie 'n bakkie mag noem nie, my moet hom 'n Hilux noem. Maar die bande was hard gepomp gewees en toe sit ek in die sand. Ja, die plaasmense sal vir julle vertel jy ry nie deur sand met hard gepompte wiele nie. En so was ons toe amper heeltemal laat en ek het ook nie geweet of ek Duflock of enigiets moet gebruik nie. Maar op die einde is ek so toe ek tot op die kant gegaan waar ek bietjie standvastigheid gekry het. En ja, ek is daardeur. So ons praat 'n bietjie oor 'n modderpoel. Jy is op 'n plaaspad, is 'n 2-spoorpaadjie en dit reën en voor jou kan kry is hierdie modderpoel. En ek wil ons 'n bietjie fokus, wat doen jy as jy hierso kom en jy val vas? Nou ek dink ek gaan by die spesialis gebeur wat gereeld plaaspaaie ry. Laat hy vir ons afskop. Wynand, wat doen jy as jy vasval in 'n modderpoel? Pastoor, die dag toe ek my vrou getroud het, sê vir haar jy word nou mevrou Awesome. In die geval waar ek nou sal vassit en dit reën, dan sê ons weet Wynand mag nie nat reën nie. Mamma moet nou uitklim en dan moet sy na die naaste plaas toe loop en 'n trekker gaan haal om ons uit die modder uit te sleep. Kyk 'n trek skom op haar gesig. So as jy vassit is nog net een ding, jy het hulp nodig. Anita, wat doen jy? Ek bel. As daar selfoonopvangs is, né? As daar selfoonopvangs is, anders sit ek maar wag. Want trou ons maar nie. Trou ons maar nie. Meisie, Ja, nee, ek gaan ook bel Anita, definitief.
En jy sê ons kan 'n SMS kry, sal dit wees dat dan die selfoon opvangs is. Ja. Maar ek is nooit alleen nie. Vandat ek Louis en ek saam is, was ek nog nooit alleen nie. En ek het vandag vir hom gesê ek stoot nie. So ek gaan sit en hy gaan ons uit die modder kry. Dis hoekom ons nie 'n fort ry nie, né? Ja. Okay. Dis net 'n grappie julle. Vanmôre toe ek kerk toe ry toe kom die brandstofliggie in die kar aan toe sê ek well done, is die eerste keer dat dit met my gebeur het in met hierdie kar wat ek nou ry dat die brandstofliggie aankom. Toe sê sy vinnig, ek gaan nie stoot nie, maar gelukkig was dit 'n afdraande tot by die volstasie daarom. Marius, wat doen jy? Het jy al vasgesit Marius? Of vasgeval? Nee, ek het al moeilik gery in modderwater. Maar as jy mos nou 'n bietjie spoed agter jou het, dan gaan hy trek jy maar deur aan die ander kant uit. En jy gaan maar net stadig, of nie stadig nie, maar aanhoudend. Jy moet nie ophou stop en nou eers 'n ander rad probeer kry, jy hou net aangaan tot aan die ander kant. My oupa het altyd gesê in sy tweede rad, dis maar die rad waarna hy ry, ek moet hom wegtrek en hy kan poer tot aan die ander kant kom, hy gaan aan die ander kant kom. Ja, jy hou hom in tweede rad, né? Wynand, met modder, bestorm jy hom met spoed of vat jy hom stadig? Nee, maar dit is maar momentum is ook maar 'n belangrike ding. Jy wil nie onnodig jaag nie, want dit kan jou kar beskadig en so aan. As jy deur dieper water ry, dan maak as jou golfie net so voor jou bonnet en jy wil dieselfde spoed ry met daai golfie voor jou bonnet bly. Net modder is nie, ek dink waar jy wil inspring somme nie, maar ja, dink die tweede rad op 'n gemiddelde revolusie werk vir jou goed. Dis 'n goeie momentum om te hê. In Maar in Afrikaans? sand, ekskuus Anita, Nee, ek sê dit in Afrikaans is dit. Wat? jou retour, Momentum. momentum en sand- retoure. Gee vir hom. Gee vir hom alles wat jy Sand- het. Sand gee jy spoed. Sand Yes, sand spoed. gaan jy. Blaas die Kan wiele niks. af en ry, papi. Lisel, wat sê jy? Stem jy saam? Ja, phone 'n vriend. Bid of klap 'n toon. Oude vriend, klap het toon. Stel, wat is jou opinie? Hulle weet ek kom, hulle sal my seker kom soek. Hulle weet te kom, hulle gaan my kom soek. Rina? Ons het jare terug was ons in 'n daar by KMSaan, een van daai areas daar by Nelspruit. En dit het baie gereën en ons is in die area in en ek sê vir John pas op vir daai gat want dis nat en jy sien nie die gate nie. Meantime val ons in die ander gat en ek dog toe, oh my word, ons is nou in 'n plek waar niemand ons ken en die volgende oomblik toe voel ek hoe mense ons letterlik optel. En die arme ou konkwes weer op die pad gesit het. Dit was net amazing. Ek sal dit nooit vergeet nie. Okay, so jy het hulp gekry. Kayamane se ek reg kan onthou is 'n swart gebied, né? Ja. John, kan mens met 'n motorfiets vasval? Ja. Of val jy net af? Ja. Ja, die een jaar by die Apache Rally. Ons het daar aangekom in die reën en die Sondag het ons huis toe gegaan in die reën. Toe het ons maar gumboots die hele naweek gedra. Maar nou moet ons hierdie motorfietsse daar uitkry. Maar het was nie net die motorfietsse, dit was die karre. En dit was slip and slide. Maar ons is daar uit. Maar die beste een van alles is, ons is op pad Ossoek toe. Ek is op pad na 'n vergadering toe in Ossoek. Maar dit het ook verskriklik gereën in daai Nelspruit vallei. En ons kom om die draai en dan sien jy die stroom water oor dit. En Rine het so 'n mooi kort rokkie aangehad. Toe stop ek die kar, toe sê ek van nee, sy moet maar deurloop, dat ek kan sien hoe diep is die water. Toe loop sy maar deur. Dit is baie lank. Toe loop sy maar deur, toe sien ek maar, dis nie so diep nie, ek kan deurkom met die kar. Ja, ek dink as Johan van Heerden ingeskakel, neefie, hy vertel vir julle, sy laaste groot val in die lewe was hierso by Kaapse Hoop op nat gras. Ek dink
Wynand het nou genoem jy het momentum nodig om deur die dinges te kom, maar jy het partykeer ook nogal bietjie gewig nodig. Ek dink aan daai 1400 bakkies Marius wat jy gery het. As hy nou nie 'n kanapoe opgehad het nie, 'n kappie opgehad het nie. Dan het hy sommer net so 'n bietjie modder dat hy gestaan en spin bo op die modder. So jy het momentum en jy het bietjie gewig nodig. Ek gesels nou die dag met iemand en hy sukkel en hy sy gewig gaan net op en op en op. Toe sê ek, jong, dis Bybels. Mense moet maar kyk. Die Bybel het sê dat daar in Daniël, toe hulle die koning, toe sê hy die hand wat geskryf is, jy's te lig bevind. So moenie bekommerd wees as jy bietjie gewigtig raak nie. Jy's 'n Bybelse mens. John, jy praat van Johan. Ons is die 1 jaar saam met hom met daardie Toyota, ek dink dit was 'n Toyota, daai 2.8 Toyota wat hy geturbocharge is. Oh ja, yes. Ja, en hy besluit om hierdie sandduin te probeer. Maar die kar is vol, die kinders is agter op die kar, maar hy vat hierdie sandduin met 'n hengselspoed. Maar en ek dink nie hy het verwag dat die kar gaan die sandduin, maar hy vat dit met te veel spoed, maar die hele kar is in die lug toe ons oor die sandduin kom. En toe het amper sy neus in die sand. Maar ons is deur, ja. So jy moet eendag vir Johan maar 'n bietjie vra van die sandduin. Ja, ek is maar redelik versigtig as ek saam met Johan gaan. Ek het nou so 'n paar jaar gelede toe sê hy ons gaan bietjie bootry op Witbankdam. Toe sê ek is daar 'n engine aan. Toe sê hy nee, dis seile. Toe sê ek nee, dan sal ek gaan. Want ek is maar versigtig as waar 'n engine is. Johan son. Johan Turbo. Salome. Johan Turbo. Salome, het jy al vasgeval? Ek dink Anita was saam met toe ons in die op die strand vasgesit het. En dit is 'n grou en al hoe dieper, hulle moes ons nader aan daar uittrek. Maar as ek alleen is, sal ek baie stres. Ek sal eers moet sit en my sinne kry en doen mooi te dink, want as ek iets raastig doen soos daai, want as dit gegrou, is nader aan die hele agterdeel is in amper weg in die sand in. Ja, so moet mooi dink eers wat om te doen. Ek dink wat belangrik is wat ook nou uitkom hierso is hoe meer jy spartel en hoe meer jy spin, hoe dieper sak jy in die sand of in die modder in. Kom ons praat 'n bietjie oor baie keer van die lewe ons en hy laat ons in 'n moddergat beland. Wat veroorsaak sulke moddergate in ons lewe? Jy weet jy spartel en jy gaan vorentoe, maar jy sak net al dieper en dieper en dieper weg. Ek dink 'n finansiële krisis is een van die goed. Jy weet hoe harder jy probeer, hoe dieper sak jy in 'n moeilikheid. Iets anderste waarna jy kan dink wat 'n moddergat kan veroorsaak in jou lewe waarna jy kan vasval? Gesondheid. Emosioneel, maar sê ja. Jy weet hoe minder jy wil emosioneel raak, hoe meer raak jy emosioneel en alleenheid ensovoorts. Rina? Gesondheid. Gesondheid, dis 'n ander ene. Jy weet dis buite jou beheer. Jy kan vir jouself sê ek is gesond, maar môreoggend daai hoesie bly. Wat nog? Wat sou julle sê nog? Maak verkeerde keuses of nie verkeerde keuses nie. Keuses waaroor jy nie gedink het nie. Gaan sommer net aan en doen 'n ding en hoop dit gaan die regte ding wees. Ja, keuses, né? Nog iets hoekom beland ons in 'n moddergat? Ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid, Wynand? Ongeduld. Miskien moes jy gestop het voor jy by die moddergat kom en nou sluit ek by Marius aan, miskien moes jy 'n ompad gery het, maar as gevolg van tyd gaan jy maar na jou kans vat deur hierdie geduld en dan raak jy ongeduldig en hoe meer jy die petrolpedaal trap, hoe dieper sak jy in die gat in. Nog ietsie? Ek dink twyfel. Twyfel? Lisel, hoekom dink jy so? Nee, ek dink as jy begin twyfel in wat ook al nou, maar ek vat nou maar geestelike twyfel, dan hoe meer jy soos jy nou sê spartel, hoe dieper raak die gat.
en hoe donkerder raak dit. Wat van verhoudings, O ja, verseker. verkeerde verhoudings, toksiese, Mm. wat is die Afrikaanse toksies? Giftige verhoudinge. Presies. Ekskuus tog, Wynand? Ja, skus, ek mompel hier vir my vrou. Ons het toevallig daai voorbeeld gister het ek daai voorbeeld beleef. Verhouding. Wat van sonde? Ja, verseker. Verslawing. Hmm. Mense raak net al dieper en dieper en dieper en dieper met sonde. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Nou, die goeie ding is dat gelowiges val nie in 'n moddergat nie. Ja, Dankie tog. As jy in 'n moddergat beland het, dan moet jy jou weer laat doop. Of iets moet jy doen aan jouself. Dan is Kom ons ek kyk. baie ongelowig want ek kan boeke skryf oor hoe ek vasgeval het al. Jy's nie alleen nie, Wynand. Die ander is die Bybel praat van daar's 'n skyn van heiligheid, jy weet, maar ram van af. Alright, kom ons kyk wat sê Jeremia 38 vers 6, Estel. Neem hulle Jeremia en gooi hom in die put van Malkai, die seun van die koning, wat in die voorhof van bewaking was, en hulle het Jeremia met toue laat afsak, en in die put was geen water nie, maar modder, en Jeremia het in die modder weggesak. Ek het hierdie skrifgedeelte bietjie na geloer. Hulle vang vir Jeremia en hulle gooi hom in hierdie put en daar's nie water nie, daar is modder. Ek dink ons kan praat van dryfsand. En hy het al dieper en dieper in die modder en weggesak. En baie keer is jy op 'n plek dat jy voel jy sak al dieper en dieper en dieper in die modder in. Nou ek het dit hierdie week gesê en ek wil dit graag vanaand weer net sê is dat ek dink die Vader het ons geskaap en geroep om met modder te begin gooi nie. Ook nie in die modder te rol nie. Almal van ons, soos Wynand sê, word een of ander tyd gekonfronteer deur 'n moddergat. Maar die doel is om die moddergat te oorwin en daar deur te kom. Maar kom ons praat bietjie, wie was Jeremia? Was Jeremia die hoofsondaar? Wie was Jeremia? Salome, jy's die een wat vir ons kan vertel wie is Jeremia? Ja, Jeremia was God se profeet geweest. Hy het 'n boodskap gehad vir die mense om hulle te bekeer, want hulle was geweldig in sonde vasgevang. Ja, en ek dink die belangrikste is Jeremia beland in hierdie moddergat nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie. Wynand, ek dink daar's die antwoord. Hy beland hier in die moddergat omdat hy die regte ding gedoen het. So jy kan in die moddergat beland nie omdat jy net maar eens verkeerde keuses gedoen het nie. Jy kan maar jou net groente eet en dan sê die dokter vir jou jy het cholesterol. Jy verstaan. Of kanker of wat ook al. Dit is dis buite jou beheer teiker dat jy in 'n moddergat beland. Wat sou julle sê hier aan die begin? Ons is nou al halfpad deur dit, maar hier, wat sou julle sê is nodig om 'n moddergat te oorwin? Kennis. Sterk geloof. Ekskuus Wynand? Ekskuus, Lisel eerste? Nee, is Annelie, jy kan maar praat. Ekskuus. Sy's baie onderdanig. Jy kan maar eers praat. Kennis is 'n groot hoogtepunt om uit so 'n moeilikheid uit te kom. Ines, meisie? Vergeet sy woord. Ines, okay. Right. Wat sê julle nog? Mense. Mense, ja. Mense, jy het ook nou iets genoem, 'n Wynand, geduld. Mense, jy het hulp nodig. En as jy nou al elke week, ons het nie elke week in 'n moddergat beland nie. Wynand kry so baie reën die afgelope tyd dat hy's nou al gewoond, hy beland elke dag in 'n moddergat. Gaan dit vir Wynand makliker wees as vir Marius om 'n moddergat te oorwin?
Want Wynand het die ervaring. Marius, jy wil praat, ons sien daai gesig van jou. Nee, ek sê het experience. En Hmm. hoe meer jy dit doen, hoe makliker of hoe meer idees kry om met daardeur te gaan. Okay. Dit nie Ja. idees nie. Ja, volgende keer, party van ons ry met jumperkabels saam, party ry al met 'n tou saam. Jy verstaan. En ek sien baie keer hierdie ouens wat nou regtig vol doen, hulle sit sulke goed hier onder die kar. Dan gooi hulle sulke planke uit. Wat noem jy daai planke, Wynand? John? Ja, as een van die trek wat hy voor die wiel uitgooi dat hy daarop moet ry, ja. Nou, die Engels het 'n woord, hulle praat van traction. Jy het traction nodig. Jy het vastigheid in jou lewe nodig. En ons as gelowiges is nie vrygestel van 'n moddergat nie. Maar ons moet iewers of nie kom ek sê dit oor. Ons as gelowiges is nie vrygestel van 'n moddergat nie, maar ons het 'n vastigheid in ons lewe. En daarom kan ons 'n moddergat oorwin. Ons moet daar deurgaan. Nou ek het so 3 goedjies neergeskryf. As jy in 'n moddergat beland, hoe kom ek uit 'n moddergat? Ek onthou, 'n moddergat los altyd maar 'n letsel op jou. As jy uitklim en die bakkie moet stoot deur 'n moddergat, dan moet jy maar gaan stort as jy aan die ander kant uitkom. Jy voel te vuil om in jou eie voertuig naderhand te klim. So die lewe het maar 'n manier om bietjie littekens op jou te los deur 'n moddergat, maar jy kan dit op jou CV skryf. Jy het daardie ervaring gehad en jy het dit oorwin. Nou, ek glo dat in 'n moddergat het jy vastigheid nodig, vastigheid, traction nodig. En hoe kom ek deur 'n moddergat? Die eerste een is lofprysing. Nou, wat is lofprysing? Wat is lofprysing? Wynand? 'n gesprek met God. Gesprek met God, ek hou van die rigting waarin jy beweeg. Is lofprysing dromme en 'n gitaar? Noodwendig nie. Ja. Ekskuus Rina? Nee, presies wat Anita sê, nie noodwendig nie. Nie noodwendig nie. Okay, is lofprysing Afrikaans of Engelse liedjies? Wat sal julle sê? Kyk, lofprysing is Engelse liedjies en aanbiddingsliedjies is Afrikaanse liedjies. Alles Afrikaans. Alles Afrikaans. Dit wat jy kan verstaan. Dit wat jy kan verstaan. Lisel, wat is lofprysing? Wil sê is om die Here groot te maak en om te loof vir wat hy is. Om hom te aanbid. En erken jou afhanklikheid van God. Yes. So as ek vanaand uitloop en ek kyk, dis 12 uur die nag, hier's nie 'n gitaar nie, hier's nie dromme nie, hier's niks nie. En ek kyk na die sterre. En ek sien die sterre. En ek sien die grootheid van God. Dan dink ek aan die Sondagskool liedjie wat sê He make the stars to shine. Dit is God. Lofprysing gaan om die grootheid van God te besing. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê Habakuk 3 vers 17 tot 19, meisie. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte. En hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. So mooi. Waarop fokus ons? Dankie meisie. Waarop fokus ons as ons in die moddergat beland? Die moddergat. Maak ons soos John en sê, Rina, stap deur en kyk hoe diep is hierdie moddergat? Waarop fokus ons? Of waarop moet ons fokus? As ons in die moddergat. Ekskuus John? Op God.
Ja. Kom ons kyk spesifiek na vers 19. Vers 19. Lees hom net weer vir ons, meisie. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte. Okay. Het julle al gesien 'n bok wat vassit of 'n bok wat vasval? Daar's ons waarop fokus ons. Die Here is my sterkte. Ons fokus op die grootheid van God. Ons fokus nie op die diepte van die modder nie. Die Bybel sê Jeremia het al dieper en dieper in hierdie moddergat weggesak. Ons fokus op die Here. Hoekom sal Habakuk sê en hy maak my voete soos die van herte? Ek dink as 'n bok in die modder beland, dan gebruik hy sy voorpote en hy kap sy voorpote om uit te kom. Ek stem saam. Ek dink net ek wil 'n ander dimensie bring en Marius het nou daaraan geraak. Hy het gesê jy het ervaring. En iewers in jou lewe terug was jy ook in 'n moddergat. En die Here het jou gehelp om oor die moddergat te loop. Maak dit sin wat ek sê? Nog iemand 'n opinie oor Habakuk 3 vers 17 tot 19? Ek dink hy van die ribbokke, hulle loop wat dit onmoontlik lyk om te loop. So hulle maak half die onmoontlike waar. En dit is ook as jy in moeilikheid is, dan soek jy hulp by iemand wat half die onmoontlike kan doen om jou daar uit te kry. En dit is hoekom jou hulp van die Here sal afkom. Want hy is die enigste een wat kan help in so 'n situasie. Ek dink dis hoekom as ons vir Jeremia gevra het, dan sê ek as ons van gevra het hoe diep was die modder, dan sê hy ek weet nie, maar ek het gefokus om uit te kom. Ek het opgekyk. Een versie wat ek baie aan vashou, Rina, jy kan hom vir ons lees, is Psalm 40 vers 1 tot 3. Psalm 40. Wynand, hy's nie op die gebedslys nie, moenie bekommerd wees nie, maar Psalm 40, maar maak net seker, maar ek loei jou baie van hierdie versie. Ek hou baie vas aan hierdie versie, Rina. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp gehoor. En hy het my uit die kou van vernietiging, uit die modderige sluit opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Wat vir my belangrik is, die Here buig neer. Ek het nou gesien toe byna aan die kiets gegroet het. Vanaf. Die Here is nie bang om sy hande fout te maak nie. Hy is nie bang om my uit die moddergat uit te kom help nie, want selfs as as jy iemand gaan help wat vassit, is die kans baie goed dat jy gaan net so vou raak. En hy het in die stofstrate van Jerusalem geloop ter wille van ons. Hy was bereid om fout te maak. Hy was bereid om sy hande fout te maak. Ek het die Here lank verwag en hy het neergebuig aan my toe. Hy het my uit die sluk uit opgetel en my voete weer op 'n rots gesit. Hy het my weer vastigheid gegee. Right, kom ons kyk bietjie wat sê Handelinge 16, 22 tot 26. Salome asseblief. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slae gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot die eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fundament van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Hey, ek luister. Wat sê hulle van hierdie skrif? My vertaling sê om 12 uur die nag het die band begin speel en toe sing hulle saam. Ja. Daar was nie 'n band gewees nie.
Die kleerlinge sê ons sing nie met 'n orgel nie, ons sing met die gorrel. Okay. Daar was nie eers 'n band gewees nie. Maar hulle het begin lofliedere sing. Jy sien lofprysing wanneer jy die grootheid van God sien, haal die modder uit jou kop uit. Haal die modder uit jou verstand uit. Wanneer jy begin God loof, dan val die modder uit jou verstand uit. Enige opinies oor hierdie versie? Kom ons haak bietjie vas. Wat was Paulus hulle se omstandighede in die tronk? Kom ons vra die vraag, hoe het hulle lywe gevoel terwyl hulle daar in die tronk was? Seer. Want hulle het elkeen 'n goeie pak slaag gekry en 'n pak slaag was nie soos die Franse gekry het gisterand nie. Hulle het oortentlike 'n pak slaag gekry. Hulle was dalk blou en daar was bloederigheid en ensovoorts. Hulle is goed gevoeder. As dit 'n lelike woord is met jou om uitsny, Marius. Hulle is goed gevoeder. Hulle kan nie eers hulle waar jy sit moet jy sit. Jy kan nie jou voete is vas in 'n blok. Jy sit waar jy sit. Jy kan nie eers 'n bietjie dans nie. Jy sit. Sekerlik het hulle nie eers kos gehad nie. Dis donker, daar's nie eers 'n lig wat skyn. Paulus sê vir Silas, "Hey, hoe groot is God? Kom ons sing 'n liedjie. How great is God." Then sings my soul. Begin hulle sing. Ewe skielik, toe hulle begin God loof, toe kom daar 'n opskudding en die boeye val af. Lofprysing haal jou uit 'n moddergat uit. Enige opinie nog oor hierdie skrifgedeelte? Dan die volgende een wat ons na kyk is na lofprysing is dankbaarheid. En die woord dankbaarheid kom die afgelope 2 weke baie by my op. Daar's baie goed oor wat ons oor dankbaar kan wees. Dankbaar. Wat sou julle sê is die verband tussen dankbaarheid en aanbidding? Ek dink dit is eers aanbidding, dan dankbaarheid, maar dan weer aanbidding daarna. Hoekom aanbid ons? Ek hoor wat jy sê, Marius, en ek dink jy's op die regte vlak, maar hoekom aanbid ons? Hoekom aanbid ons God? Om eer aan hom te bring. Omdat ons dankbaar. Ja. So aan dankbaarheid is 'n dit vuur aanbidding aan hier binne in ons. Is dit nie so nie? Nou, is ons dankbaar ons sit in die modder? Dan of jy daarna kyk, want partykeer is dit iets waarna jy kan uitsien om 'n nuwe les te leer. Hierdie Marius was 'n positiewe man. Dit is nie altyd lekker nie, maar is iets nuuts wat jy weer kan leer. Stem saam met Marius. Dit is nie sleg om in die modder te beland nie. Want juis in tye wat jy in die modder is die tye wat jy God roep. Wat jy nader aan God beweeg. Ja, ek dink as jy deur die modder is, aan die ander kant uitkom, dan sien jy ek het iets geleer, soos Marius en jy nou sê. Ja, en dan agterna kan jy weer vir iemand anders iets beteken oor dit wat jy geleer het. Maar niemand van ons gaan soek 'n moddergat en sê dit ek gaan nou vasval vandag nie. Nee. Byna jy stil, jy kyk ons net uit. En jy's eintlik die spesialis van soms van raak. Die modder is jy stel die modder op en jy gooi die modder rond. Dat daar's niks meer modder om jou is om in vas te sit nie, dan kan dit lekker raak. So modder is nie 'n slegte ding nie. Ek dink modder is daai tipe van 'n opdraande met die trokkie ry en jy vat dit maar stap vir stap, jy kom maar weer deur dit. Ek dink dit wat aan die kant die modder is kan ook vir mens motiveer. Daar is niks so gerusstellend of so verligtend wanneer uit jy so 'n gat uitkom aan die ander kant. En daai tevredenheid en dankbaarheid dat jy nou sit uit hierdie gemors uit. Ek het die moddergat oorwin. John, wat sê jy? Partykeer is dit goed om in die moddergat te beland. Ek het
jare gelede teruggekom tussen Nigel en Heidelberg. En ek was op die motorfiets, ek het nie in 'n moddergat beland nie, maar dit het regtig gereën. Jou uitsig was so 5 meter. En ek weet nie wat het verkeerd gegaan, maar die motorfiets het net uitgesny. Maar waar hy uitgesny het, was daar niks nie. Daar was nie eers 'n boom om onder te gaan staan nie. Maar so 'n kilo met die pad af, was daar 'n lekker brug. En ek staan vir so 10 minute, 15 minute en ek kyk wat gaan aan. Hoekom het hierdie motorfiets nou gaan staan? Die reën, ek is papnat, alles. En ek vra vir die Here, nou Here, hoekom staan ek hierso? Hoekom kon ek nie 'n kilo afgegaan het en onder die brug gestaan het waar daar. En na so 15 minute, ek het niks gedoen nie, klim ek weer op die fiets. Ek druk die start knoppie en daar start hy. En die reën val net so hard. En ek is deur daai brug en ek is uit die ander kant. En daai brug was 'n vloed. En daar was 'n hengse, ek weet nie of dit die regte woord is nie, 'n groot motorkar ongeluk net die ander kant van die brug waar 'n paar mense gesterf het. En toe staan ons nou weer, want nou is die pad gesluit. Toe sê ek vir die Here, Here, dankie. Dit was die rede hoekom ek het in daai gietende reën 'n kilo weg van daai brug gestaan, want dit kon ek daar gewees het. So wat John vir ons sê, 'n moddergat kan net sy jou geloof bou of jou laat twyfel. Moenie dat 'n moddergat net verbygaan nie. Kom ons kyk, ons praat oor dankbaarheid, Lisel. 1 Tessalonisense 5 vers 15 tot 19. Kyk dat niemand weerwraak neem nie, maar streef eerder altyd die goeie na vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd vol blydskap, moenie ophou bid nie, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Moenie die gees uitblus nie. Iemand iets sê oor hierdie ene? Wees in alle dinge dankbaar. Hy sê nie wees met alle dinge dankbaar nie. Daar's sekere goed wat ons nie van hou nie. Maar my dankbaarheid is groter as die dinge wat my negatief maak. Wat sê hulle van vers 19? Blus die gees nie uit nie. Wat beteken dit? Dink moenie God vervloek met dit wat met jou gebeur nie. Ek dink wat Marius sê is reg. Moenie die Heilige Gees onderdruk en uit in 'n moddergat nie. Maar ek wil bietjie dieper ook lees, Marius, en sê moenie dat die moddergat jou gees blus nie. Moenie dat die moddergat jou gees blus nie. En daardie is daai dankbaarheid teenoor God nie. Moet dit nie nog uitblus nie. Alraai, iemand nog iets sê oor Tessalonisense? Ek dink as ons in 'n moddergat sit, dan sien ons net die moeilik rondom ons raak baie keer. En ons twyfel dat enige iemand of God selfs ons sal kan help daardeur. En hier sê ons daarso moenie ophou bid nie. Maar baie keer dan bid ons, maar saam met die bid is maar die twyfel wat hier in die agterkop saamloop. Help my, maar ek weet nie weer reg kan nie, maar help my. En dit gaan ook help nie. As jy aanhou bid met geloof dat dit sal werk. Verseker. Ja, dit is. Dis verseker. Verseker. Nog iemand ietsie sê oor Tessalonisense? Kom ons kyk na Hebreërs, die 12de hoofstukkie 28 tot 29, Anita. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur.
As jy in 'n moddergat is, moet jy altyd onthou, alles in hierdie lewe kan verbygaan, maar jy's deel van 'n onwankelbare koninkryk. God weet waar jy is, hy weet jy's in hierdie moddergat, hy weet deur die emosies wat deur jou gaan, hy weet deur jou finansiële krisis wat deur jy gaan, hy weet van die verhoudings, die toksiese verhoudings wat mense in jou wil doen, hy weet van alles. En een waarop ons dankbaarheid, lees vir ons net weer daai versie, Anita. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. So, ek is dankbaar. Nie oor my mooi motor en my mooi huis en my mooi dit en my mooi dit en want as my dankbaarheid op daai goed gefokus gaan word en daai goed word weggeneem, gaan my dankbaarheid weggeneem word. Maar my dankbaarheid lê hierin dat ek deel is van 'n onwankelbare koninkryk. Maak dit sin? Onwankelbaar. Nog iemand iets sê oor hierdie ene? Ons het gesê as jy vasval, is daar een ding wat jy nodig het. Jy het traction nodig. Jy het weer 'n vastigheid in jou lewe nodig. En soms is dit nodig om net weer by daardie vastigheid uit te kom. Ek is in 'n onwankelbare koninkryk. Ek is nie hier jy nie. Ek is nie net 'n verbygaande ou briesie wat gewaai het nie. Ek is deel van God se koninkryk. Onwankelbaar. Right. Ons het gesê jy moet lofprysing, jy moet dankbaar wees as jy in die modder is, nie dankbaar vir die modder nie, maar dankbaar dat jy deel is van 'n onwankelbare koninkryk. En wanneer mense in die modder is, dan fokus mense so baie keer op die modder dat jy vergeet om diensbaar te wees. Kyk goed, vir 'n oomblik dink aan Jesus se lewe. Was daar enige tyd in sy lewe wat hy nie diensbaar was nie? Nog ek kan Annelie daaroor praat, selfs aan die kruis, seker die grootste modderbad wat daar kan wees, besig is om te sterf. Sê die rower nog steeds vir hom, die misdadiger nog steeds vir hom, dink aan my. En God het nog steeds tyd gemaak om te kan dien. Moenie dat die moddergat jou roeping steel nie. Ja, want dit is moontlik, want ek weet, vroeër hierdie jaar was ek nou net gereed om stop te sit aan alles. Want dit was vir my 'n moeilike tyd en dit is nogal waar, want ek het gedink, nee, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, maar soos jy sê, dan mense en almal in jou lewe nodig om jou net daardeur te trek en deur te help. En vandag kan ek maar net sê, dankbaar, ek het nie alles opgegee. Ja, moenie dat 'n moddergat veroorsaak dat jy nie meer kan dien nie. Mense te dien nie. Dat jy jou bediening eenkant sit. Kan jy heel aand besig hou daarmee. Hoe ek my bediening eenkant gesit het om met my moddergat te hanteer. En hoe meer ek my moddergat hanteer het, hoe dieper het ek in die moddergat ingesit, gesak. Kom ons kyk, Estel, Matteus 20 vers 25 tot 27. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor julle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet jul dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet jul diensknegt wees. Verstaan my nou mooi as ek dit nou mooi sê. As ek dit nou sê, soos ek sê, moet nie dit verkeerd verstaan nie. As jy sukses in die lewe wil hê, as jy wil opgaan in die lewe, sê hierdie skrif, moet jy afgaan.
as jy eerste in die lewe wil wees en almal van ons wil op 'n stadium maar almal wil wenners wees. Jy wil die beste man wees, jy wil die beste vrou wees vir jou vrou en jou kinders ensovoorts. Jy wil die beste pa wees. Maar om op te gaan, hier is die reël. As jy wil opgaan in die God se koninkryk, moet jy afgaan. Ek noem dit die hoenderhok beginsel. Ek het dit al gesê en ek sê dit nog steeds. Wie sit op die hoogste lat in die hoenderhok? Die CEO. Die haan, die CEO. Hy kondig aan en sê kom word wakker, word wakker, word wakker, word wakker. Wie gaan vir my 'n wurmpie soek vanmôre? En wie sit op die onderste latter? Die inkomers, die nuwe mense, die nuwe hoendertjies. Hulle sit hier onder. Okay, nou gaan Lisel sê ek is gross en is alright en Anita gaan sê ek is bar en dis alright, maar Wynand gaan dit nou verstaan. Wynand, as die hoenderhaan daar bo sit en hy wil nou kamer verlaat, wat doen hy? Hy leg sy stert. Nee, hy sê maak vir my spasie en dan klim hy daar van bo af en dan gaan hy daar om die hoekie na verlaat hy kamer. Is dit so? Dis in die Christen hoenders. As hy daar bo sit en ma hen sit onder in slaap, dan as ek bar nou Lisel. Nee, dis feite. Wat van die arme nieuwkamers wat nou net ingekom het hier op die heel onderste lat? Wat gebeur met hulle? Die hele aand gaan dit maar net so op hulle koppe. Is dit nie so nie? Maar in die koninkryk werk dit net andersom. Ja. Dis die haan wat eerste wil wees wat alles hier op sy kop kry. Nou is julle doodstil, julle het nie gedink ek gaan dit sê nie, né? Dis nie altyd sleg nie, pastoor. Daai bees wat mis in die pad, daai koue voete in die wintersoggend, jy druk jou voete daarin as dit lekker warm. Jy's nou bar. Alright. Verstaan julle, ekskuus nou vir die uitdrukking, maar verstaan julle beginsel as jy eerste wil wees, moet jy laaste wees. Jy moet leer om te dien en ek sukkel baie keer om daai lesie te leer. Ek sukkel. Louis sukkel baie met daai lesie. Ek sukkel. Alright, kom ons kyk na die volgende versie. Daar's 'n groep wat Marius, wat is hulle naam? Gift of the Givers. Waarvoor is hulle bekend? As daar een of ander krisis is, dan sal hulle gaan hulp lewer sonder enige hoef nie bestelling in te sit nie. Hulle gaan lewer net hulp waar daar hulp nodig is. Wêreldwyd. Wêreldwyd. Maar dis gewoonlik maar vermoënde mense wat gee vir arme mense. En ek het nou daaraan gedink, toe dink ek, miskien moet ons begin met 'n groep wat sê Givers of God. En dis wie ons is. Ons gee God vir die mense. Hoe Jesus opgetree het. Givers of God. Gee God vir die mense. Alright, kom ons kyk na die volgende ene, Rina. Exodus 14 vers 13 tot 15. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, want hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Kyk, hier is nou 'n lekker moddergat. Voor hulle is die see, agter hulle is Egiptenare se perde. Hulle is slawe gewees, hulle is nie soldate nie. Hier is moeilikheid. Hier is moeilikheid. Hoofletters. Hier kom probleme. Wat is Moses se raad aan hierdie volk? Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Relax.
Jy sal uit hierdie moddergat uitkom. Relax. Die Here sal vir jou stry. En miskien is jy vanaand in 'n moddergat en jy hoor Louis sê relax en jy dink Louis, jy weet nie wat se modder is ek in nie. Jy weet nie dat ek is dors nie, jy weet nie ek is honger nie, ek sit in hierdie moddergat. Maar hierdie woorde moet vanaand insink. As jy hulp nodig het, mense kan jou help tot op 'n plek, maar net God kan jou help. En God sê vanaand, Moses se raad aan jou is, God sal vir jou stry, jy moet stil wees. Maar wat sê God? Wat is God se raad aan die volk? Hulle moet net niks doen, hulle moet beweeg. Yes. Julle moet move. Moenie modderhuisies bou nie. Move. Kom en beweeg hom. Here, maar al kruip jy, beweeg net vorentoe. Here, maar daar's 'n see. Glo net in my. Ek sal die see vir jou kloof. Moenie modderhuisies bou nie. Ek is amper by feit, my storie is uit, ek het 2 minute oor. Kyk, almal van ons beland in 'n moddergat. Hoe kom ek uit 'n moddergat? Daar's net 3 goedjies wat ek gee, daar's baie goed wat ons kan oor praat vanaand. Lofprysing, dankbaarheid, diensbaarheid. Moenie ophou nie. Gaan aan. Ons kom by die laaste versie. Klaagliedere 3 vers 21 tot 24. Klaagliedere 3 vers 21 tot 24. Wie het klaagliedere geskryf? Een of ander vrou. Een of ander vrou het klaagliedere geskryf. John, ek sien iemand wat vanaand koud gaan slaap. Eintjies op vir Salomo? Salome, ja. Okay. Wie het klaagliedere geskryf? Hande op vir Jeremia? Jeremia, skus. Salome, jy's in die DA. Eendag is jy so, eendag is jy so. Skus, ek konsentreer nou nie. Okay, Jeremia het klaagliedere geskryf. En Jeremia was in die put, die modderput gewees. Jeremia is ook bekend gewees as die weeping prophet. Hy was al die meer lelike goed het met Jeremia gebeur. Alles wat negatief en sleg is het met hom gebeur. En hy kom en skryf van klaagliedere. Weet jy, my sien klaagliedere 3 vers 21 tot 24 die volgende. 1 tot 24. Ja. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Kyk. Dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, die trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Vriende, as jy deur 'n moddergat of as jy vanaand in 'n moddergat is, vat Jeremia se woorde. God se genade is elke oggend nuut. En ek wil vanaand 'n oop uitnodiging maak. Al is dit 12 uur in die nag. Jy's in 'n moddergat. Stuur my op my WhatsApp. Ek sal saam met jou bid. Al is dit 12 uur, as jy my wakker kan kry, sal ek jou bid. As jy hulp nodig het, ek kom net nie help chilies oes nie, Wynand. En ek kan ook nie geld gee nie. Ek sê dit nou reguit, ek kan nie geld gee nie. Pensionaris. Ekskuus? Vierveg. Sulke goed. Ekskuus tog, Anita? Nee, ek sê en vierveg en sulke goed. Vierveg. Dis gaan ook eens 4 doodslaan nie. Ek het 'n vrou wat goed is om 4 goed dood te slaan. Ek kan 4 maak. Ek spot sommer nou. Ek spot sommer nou. As jy gebed nodig het en jy het 'n oor nodig, menslik sal ek jou kan help. Maar ons hoop is op God.
Moenie dat die moddergat jou hoop laat verloor nie. Fluit, my storie is uit. Stel enigiets wat jy wil byvoeg vanaand? Dis reg, dankie. Rina, Nee, dankie. John, say something please. You need a good winch to get over the mud, and you need a good anchor. Ja, so jy het 'n winch nodig. Wat is 'n mooi Afrikaans vir 'n winch, Anita? Wenas. Wenas. Jy het 'n wenas nodig en jy het 'n goeie anker nodig. En ons anker is God. Great, John. Amen. Salome, Niks reg, dankie. dink julle nie Salome doen goed om vir ons hierdie aantekeninge te doen elke aand en sulke goed nie? Dankie Ja, Salome, dankie. waardeer dit hoor. Ek het nou net ek nou iets om te sê. Ek het gedink ek wil dit nie meer doen nie, want vandag het ek nogal vandag dink ek gaan net bietjie ophou doen en kyk of er iemand vra, het jy dit, waar is dit? Vandag nou gedink, maar ek het dit nog steeds gedoen. Jy gaan 'n goeie pak slaag kry, né? Jy's nie te oud vir 'n pak slaag nie, né? Okay, maar baie dankie, ek sal nie ophou nie. Wynand, iets wat jy wil byvoeg? Ek dink 'n mens kan seker maar kyk in 'n mate van as jy ek gaan nou sommer 'n grap vir so met dit meng. Ek sê ons moet nie Toyota eienaars wees nie. 'n Toyota eienaar kyk daai gat en dan sê hy moenie worry nie, hierdie Toyota kan dit vat, papi. En hy voet dit nou in en dan gaan jy moet ek uitkom en dan gaan dit daar uitkom met 'n groot breë bors en volgende een is 'n groter gat tot en daarom dan so 'n groot gat kry dat hy nie daar kan uitkom nie. Dat dit baie moeiliker is as die eerste gat. Tot waar 'n fort om moet kom uittrek, né? Aan die ander kant as jy in 'n fort klim, van die minuut wat jy in die sleutel vat en mens dink dit start, begin jy al bid en sê laat hy vandag start. Jy bid dat jou vriende jou nie met klippe gaan gooi as jy op hulle paving staan nie. Jy bid dat die draad waaraan jy vasgemaak het gaan hou en dan as jy by daai moddergat kom, dan bid jy deur daai moddergat. Okay. Alright. Anita? Nee, Pastor, ek stem saam. Wees 'n Ford eienaar en nie 'n Toyota eienaar nie. Ek stem saam. Want jy's nooit seker of jy môre nog in jou garage gaan hê nie. Meisie? Dit ook. Nee, ek is ook reg, dankie. Lisel? Reg, dankie. Nie Brits? Ek sal maar die tyd opmaak wat almal nou gelos het. Ons het vandag by die kerk het die wat is hy, pastoor? Is 'n Engelse ou. Ja. Maar hy het 'n bietjie gepraat oor Kain en Abel. Waar Kain het gegee dit wat hy oorgehad het. Abel het gegee dit wat hy in die begin of sy eersgeborene van sy vir sy lammetjies. Dit gaan nie oor vleis en groente nie. Maar hy het gegee van die begin af, kan ek maar sê. Dit wat hy in die begin gehad het. Hy het nie geweet gaan daar nog lammetjies en goeders kom nie, maar dit wat hy eers gekry het, het hy gegee. En dit is heel moontlik hoekom die Here sy offer aanvaar het, omdat hy gegee het sonder om eers te wag om te kyk wat hy agterna het wat hy vir die Here kan gee. En of jy min het en of jy baie het, as jy gee en in vertroue dat die Here weer vir jou sal gee, weer vir jou sal voorsien. Ek wil nie sê gee nie, maar sal voorsien. Is daar plek vir die Here om te werk om weer vir jou te voorsien. Maar as jy wag tot op die einde toe, dit wat jy oorgehad het om vir die Here te gee, dan is daar niks wat die Here vir jou kan doen om vir jou nog te voorsien nie. Dit is al klaar op die einde van dit wat jy gehad het. Waar moontlik, dien met alles wat jy het en gee in die begin en moenie kyk wat ek sê nie van geld nie, ek praat van tyd ook. Van enige ding. Gee in die begin en nie wag tot jy by einde om te kyk, ek het nog 10 minute oor voor ek gaan slaap, dan kan ek dit aan die Here gee of aan iemand anders gee nie. Gee in die begin, die Here sal weer gee vir jou. Hy sal jou kruik weer vol maak. Van meer as wat jy gehad het.
Ja, dis maar al wat ek wou deel van in hierdie gedeelte ook. Om te sê dat as jy in 'n moddergat sit, jy het min, jy het omtrent niks nie, maar jy het nog steeds om te gee vir iemand anderster. Ek sê nie jy het kos en sulke tipe om te gee nie, maar jy het hulp om te gee. Jy het 'n oor om te gee om te luister. Jy het altyd iets om te gee. Maak nie saak hoe min jy het nie. Verseker. Dankie Marius. Ja, ek is nou net vir Salome dankie gesê vir die aantekening. Marius, dankie vir die opname. Daar's mense wat daarna kyk na die tyd, ons waardeer dit. En dink jy nie hulle selfde 'n goeie ding met die gebedsversoeke nie. Al vergeet sy net altyd haar gebedsversoeke dan moet ek dit maandag bysit. Ek dink sy doen so 70% op die gebedsversoeke ook. Ons kan haar 70 gee. Dankie Lisel, waardeer dit. Maar Wynand, ons hou ons jou skouer op. Ja, dink so pastoor, ons is nog nie heeltemal los nie. Dit gaan goed en dit gaan beter, maar ja, dit is nog hakkerig. Soos dit gaan is. Anita, enigiets wat ons kan saam bid? Wynand, ekskuus Anita, iets anders wat ons kan saam bid? Ja, Anita gaan hierdie week in Johannesburg werk. Daar bly en daar werk, dat sy sal veilig wees en dat ons hierso sal reg wees, alleen sonder haar. Ek sit met die kinders, so dit is Hy's in goeie hande. ek het nou 'n klomp slawe wat vir my kan help en so aan en ek hoop hulle gaan alright wees. Gaan jy merk, Anita? Ja, ek gaan merk, pastoor, van Okay, wonderlik. Dinsdag tot Sondag. So dit gaan 'n uitdagende week wees, maar jy gaan 'n verskil maak, ons weet. Iets anders Anita waar ons kan saam bid? Niks wat ek kan dink nie, dankie pastoor. Maar is iets wat jy kan saam bid? Ja, vir Estelle en Tess wat op die pad gaan wees. Ons kuier almal bietjie saam die week wat voorlê. Ons sien so uit daarna. Maar laat die dames veilig aankom en weer veilig by die huis kom. Ja. Ek wil hê ons moet vir Robert nog steeds ophou. Dis die tweede week. Dit gaan nou deur die moeilike ene. Die vel is nou al bietjie seer van die bestraling en die lyf is nie lekker nie. Ons hou vir Robert en ons bid vir Robert. En ja, ek dink maar aan my met 3 vrouens die hele week om my. Jy gaan bederf. Marius, hierdie week gaan ek by jou bel en bietjie praat, bietjie soek bietjie manne geselskap. Marius, iets wat ons kan saam bid? Ek wil net steeds my sessie ophou. Vir haar operasie die 20ste. Laat sy rustig sal wees en dat ons rustig vir haar sal wees. Amen. Lisel? Ja, vir Zelna, sy moet vlieg die 11de, maar hulle is besig om vlugte te kanselleer as gevolg van die goeders daar in hulle land. Ja, ek dink die G20 seker al die goeders nou. Ja. Ja, is die government shutdown wat daar gebeur met Trump en sy die trompette. Manewales. So laat sy net daar vlugte sal nog kan kry. Ons bid vir Zelna. Gaan sy bly tot na Kersfees, tot wanneer bly sy? Ja, tot in die 7de Januarie. Okay, lekker. Jy stel iets vir ons kan saam bid, behalwe dat jy baie sweeties vir jou boetie moet bring? Maar net van mense wat hulle werke verloor. Maar net aan daai gesinne dink. Ja, dis krisis so daai, né? Rina, iets wat ons kan saam bid? Nee, net dankbaar hart. Ek wil maar net vir julle almal sê en Marius en Salome baie lank terug dis hoe ek hier beland het weer by die groep want daar was goedjies gewees wat Louis gesê het oor 'n sekere series wat julle behandel het. Toe ek gaan kyk na die notas en geluister na alles en dis hoe ek op die groepie beland het en nie net dit nie, julle het ook goed behandel op daai tyd wat ek al reeds aangestuur het seker 2 of 3 keer na verskillende mense toe wat nodig gehad het om na die goedjies te luister en dan hulle aantekening gehad by dit. So dankie daarvoor. Salome, het jy antwoord gekry?
Okay, dankie. Yes. Hy sê in die koninkryk gee ons nie pak nie, ons gee liefde, né? Ons gee vir jou 'n sweetie. John, enigiets wat ons kan saambid? Just just to say just to say thank you. You know, we take so much for granted. And often we think, well, you know, you give yourself a pat on the back. And it wasn't actually you, it was the Lord that did it for you. And we don't say thank you enough. Verseker. En vir julle op die groep, baie dankie. Yes, dankie vir julle. Dankie. En vir jou, Louis, wat elke week hierdie goedjies aanbied en voorberei en dit vir ons bring. Ja, Maar julle sê altyd dankie. Julle sê altyd dankie vir my, maar ons sê nooit dankie vir julle nie. Vanaand is dit julle beurt. Maar dankie, ek aanvaar dit. Dankie Lisel. Salome? Ek is bietjie oorweldig, né? Baie dankie. Dis regtig, dit was net 'n gedagte wat ek gehad het en daar die Here dit klaar uitgesort nog voordat dit enige iets kon word. Baie dankie. En dankie vir julle ook. Joh, ek is baie geseën om vriende, die familie te hê soos julle. En ek vra net die staandes asseblief nog en dan ook asseblief vir my vir wysheid, maar ekstra wysheid. Want ek word baie keer in 'n situasie, 'n vinnige situasie waar ek vinnig moet kan reageer, dat ek die Here my daardie wysheid sal gee om reg te reageer of stil te bly of te wag of wat ook al ek moet doen. Asseblief, en dan wil ek ook graag net ook vir Maritjie ophou met die kanker en dan ook vir Tarina. Tarina het die Alzheimer's gedeelte hierso in Pumula. Sy doen daai gedeelte van die ou mense met die Alzheimer's en dementia, enige dementia. Sy het ook kankerbehandeling, asseblief. Dis vir my, ek sê nou dag aan dit is vir my verbasend hoeveel mense wat sukkel met kanker op ons pad langs kom. Op hierdie groep se pad langs kom. Ja. En ja, ons bid vir elkeen van hulle. Kom ons maak ons oë toe, nou bid ons saam. Hemelse Vader, vanaand kom ek na U toe en ek weet vanaand is hier mense wat sukkel in die moddergat. Heilige Gees, ek bid vanaand dat die Gees in hulle nie uitgeblus sal word nie. Here, dat hulle U sal raak sien vanaand, U grootheid, die sterre sal raak sien. Ons weet daar gaan ook 'n dag kom dat hulle die moddergat gaan agterlaat en weer kan aangaan. Bid vir elke persoon op hierdie groep vanaand wat nou hierna luister en wat later daarna luister wat deur 'n moeilike tyd in hulle lewe gaan. Here, het ons nie geroep om dat ons bevlek sal wees met modder nie. Daarom leef ons lig. Ons kom ook vanaand en ons bid vir elke versoek vanaand. Vanaand besef ek net weer eens, Here, hoe kosbaar mense is, kosbaar hierdie mense is. Daar is ook soveel versoeke, mense wat uitroep vanaand, bid vir my. Ek het God nodig. Daarom bid ek vanaand, Here, dat U hulle sal stil staan. Mense wat kanker het, ons dink aan Robert, Here. Mense wat pyn het. Here, dat U hulle sal stil staan en hulle sal genees en hulle deur hierdie moeilike omstandighede sal vat. Nou bid ek, Here, dat U guns en U voorspoed ons sal agtervolg die res van ons lewens. Ons bid vir Anita, Here, wat Johannesburg toe gaan, as sy gaan werk in Johannesburg, bid ons vir reisende genade, bid vir veiligheid, bid vir Wynand wat saam met die kids op die plaas is. Here, dat dit 'n wonderlike week ook in hulle lewens sal wees. So bid ek vir elke versoek. Ek dink vanaand spesifiek wat John genoem het. Here, ons is so dankbaar. Waar sou ons gegaan het sonder U? U is ons groot en ons magtige God. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n wonderlike aand hê. Geniet die oorskiet van die skaapbout wat oor is.
Eet so 'n bietjie roomys ook, slaap lekker. Ons vat hierdie week, ons maak hom 'n rooi letter week. Maak hom groot. Ja, dink maar aan my met hierdie 3 vrouens, hulle gaan vir my. Dit gaan net te lekker wees. Nee, John. Ek is verby daai stadium. Nee, Nou dat ek 60 is, worry ek nie meer oor vrouens nie. Jy moet weer gaan met die hoenders gaan, daai les van jou nou met die hoenders. Ja. Ek sal maar braai en alles hier op my kop kry. Alright. Baie julle. Lekker week julle. Sanchez. Baie week.